Lang gelede, voordat reën ooit uit die hemel geval het, was die wêreld 'n baie onvriendelike plek. Mense was lelik met mekaar en het van God vergeet. Maar daar was een man wat steeds vir God lief was en na hom geluister het. Sy naam was Noag. Noag het met God gepraat en elke dag gebid en probeer om vriendelik te leef, selfs wanneer ander dit nie gedoen het nie. Hy het ook sy familie geleer om God lief te hê en saam met hulle gekies om te doen wat reg is, selfs wanneer dit moeilik was. God het vir Noag gesê om 'n groot houtboot te bou. Dit is 'n ark genoem. Dit het vreemd geklink, want die lug was altyd blou en die grond was droog. Niemand het nog ooit reën gesien nie. Dag na dag, jaar na jaar, het Noag God gehoorsaam en aan hierdie ark gebou. Die ark was nie maklik om te bou nie. Die hout was swaar, die dae was lank en partykeer het Noag baie moeg gevoel. Maar elke keer wanneer hy wou moed opgee, het hy aan God se belofte gedink en aangehou. Wanneer mense verbystap, het hulle gelag en gewys. "Hahaha, hoekom bou jy 'n boot op droë grond?" het hulle gespot. Sommige mense het grappies gemaak, ander het net hulle koppe geskud. Maar Noag het nie geskree of gestry nie. Hy het rustig gebly en vriendelik gepraat en ook geduld gewys, net soos God. Noag het hulle vriendelik gewaarsku. 'n Groot vloed kom, maar God gee vir ons 'n manier om veilig te wees, het hy gesê. God het 120 jaar gewag en vir almal kans gegee om te luister en te verander. Maar die meeste mense het gekies om te lag, eerder as om gehoorsaam te wees. Noag het vir die mense gesê dat die ark nie net 'n boot is nie. Dit is 'n plek van veiligheid vir almal wat God vertrou. Maar die leiers het hulle koppe geskit en gesê, die wêreld was nog altyd dieselfde. Reën het nog nooit geval nie. Daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Tog het Noag nie opgehou nie. Jare het verbygegaan en Noag het ouer geword. Maar sy geloof het sterk gebly. Hy het aangehou bou, hy het aangehou glo, hy het aangehou om God te vertrou, selfs toe hy alleen gestaan het. Toe eendag het iets wonderliks gebeur. Diere het van oral af begin aankom, groot en klein, mak en wild. God het 'n mannetjie en 'n wyfie van elke soort dier gestuur, sodat hulle na die vloed weer kon leef en vermeerder. Hulle het rustig die ark binne gestap, net soos God beplan het. Voëls het die lug gevul en reguit in die ark ingevlieg. Toe het Noag, sy vrou, sy 3 seuns en hulle vrouens ook ingegaan. 'n Helder lig het geskyn en God self het die deur toegemaak. Vir 7 dae het niks gebeur nie. Die mense het nog harder gelag. Op die 8ste dag het die lug donker geword. Donderweer het gerol en vir die eerste keer het reën uit die hemel geval. Die reën het hard begin val. Die mense het begin skreeu en roep en gesmeek om in die ark in te kom. Maar dit was te laat. Water het uit die grond opgestoot. Kort voor lank was die hele aarde met water bedek. Maar die ark het veilig gebly. Binne in die ark was die storm hard en sterk, maar Noag en sy familie was rustig. Hulle het God vertrou om hulle veilig te hou. Dit het 40 dae en 40 nagte gereën, en die ark het vir baie maande op die water gedryf.
God het nooit vir Noag of die diere vergeet nie. Toe die water uiteindelik begin sak, het Noag geduldig gewag. Hy het voëls uitgestuur om te kyk of daar droë grond is. Eendag het 'n duif teruggekom met 'n vars olyfblaar. Droë grond was naby. Op die regte tyd het God die deure oopgemaak en hy het vir Noag en sy familie gesê om die ark te verlaat. Noag se eerste daad was om God te loof en te aanbid en om te prys. Hy het God gedank dat hy hulle gered het. God het toe 'n reënboog in die lug gesit as 'n belofte. Hy het beloof dat hy nooit weer die hele aarde met 'n vloed sou vernietig nie. Die reënboog herinner ons daaraan dat God altyd sy beloftes hou. Die verhaal van Noag leer ons iets baie belangrik. Selfs wanneer ander nie luister nie, kan ons kies om God te vertrou, hom te gehoorsaam en sy woord te glo. Want God doen altyd presies wat hy sê hy sal doen.